Ons begin vanoggend met 'n nuwe tema. En ons is besig om in hierdie Paulvlak af te kyk waar die Paasfees lê voor ons en ek hoop jy is opgewonde saam met ons vir die Paasfees belewenis hier by Doksedou Kameeldrif op Vrydag die 3de en dan Sondag die opstandingsdiens. Maar ons begin al vandag om te praat oor die tema Risen en om te praat oor wat is dit wat ons in die opstanding kan verstaan. En ek wil vanoggend vir die tema vir hierdie boodskap gee, verseker. Verseker. Julle weet dat daar is 'n klomp goed waaroor ons kan onseker wees in die Bybel en dis hoekom ons 'n gemeente is. Is onder andere dat ons kan leer, is dat ons kan groei in ons verstaan en ons openbaring van die Bybel. Maar as daar een ding is wat vir ons baie belangrik is om elkeen te weet en geen onsekerheid te hê nie, dan is dit oor die opstanding van Jesus. Paulus kom en hy kom praat met die Korintiërs en hulle sal sien dat daar's 'n paar basics ouens. Basics. Dis soos wanneer jy 'n dokter word. Weet julle waarmee begin hulle as jy 'n dokter word? Enigiemand raai, nie die dokters nie. Nie julle nie. Wiskunde. Wiskunde eerste jaar, vir die hele eerste jaar, doen jy wiskunde. Ek is so, nee man, biologie moet eerste wees. Wiskunde. Daar's 'n paar goed wat eers basics is, voordat ons kan kom by die goed wat jy opbou op dit. En Paulus kom, en hy het iets agtergekom van die kerk. En hy vra hierdie vraag, hy sê, hoekom is daar sommige van julle wat glo dat daar is nie 'n opstanding na die dood nie? En ek wonder as jy hier sit vanoggend, of jy dalk wonder of daar 'n opstanding van die dood is. En of jy onseker is. Maar vanoggend wil ek probeer om deur die boodskap jou onsekerheid te verander in verseker. Nie King Price nie. Nie Outsurance nie. Verseker. Het julle hom? So vanoggend gaan jy selfs jou versekering change na hierdie boodskap. Nou hoeveel mense weet jy het al opgestaan? Wys vir my met hande, nie as jy in die vorige diens was nie. Hoeveel mense het al opgestaan? Wys vir my so net hoeveel? Wys net vir my 1, 2, 3, daar's hy 2. Hoeveel mense het opgestaan uit die dood uit? 2, ek het 2, ek het 2, ek het 2, ek het 2. Jy kan nie 2 weer gee nie. Ek het 2, ek het 2. Ek gaan nog nie die bot toeslaan nie. 2. 3, ek het 3. Ek het 3. Ek het 3. Okay, goed, ek het 3 en die bot word nie toegeslaan nie. Dit ons kan nie met daai getal aangaan nie. Maar daar's wel 'n paar mense wat in die Bybel opgestaan het, Ou Testament en Nuwe Testament en ongeveer 7. Ongeveer 7 is die getal eintlik. 7 mense in die Ou Testament sien ons 3 mense wat opgestaan het uit die dood uit en ek weet nie of jy so vertroud is met Elia en Elisa en wat gebeur het in hulle lewe en daar in 1 Konings en in 2 Konings sien ons amazing goed wat gebeur het, maar in 1 Konings 17 sien ons dat die weduwee van Sarfat, Elia het met haar te doen gehad en in hierdie tyd wat Elia in haar omgewing was, het haar seun dood gegaan en Elia het hom gehelp en het opgestaan uit die dood. Dieselfde het gebeur met die Sunamitiese vrou, haar seun het ook gesterwe en Elisa was daar gewees en die seun het opgestaan uit die dood en nadat Elisa vir hom gebid het. Maar dan is daar hierdie interessante een van 'n man wat dood is en hulle het hom actually gedra om hom te gaan begrawe en hulle het by 'n graf gekom en het gegrawe en daar het gebeendere eintlik sigbaar geraak in hierdie graf en was Elisa se gebeendere gewees en daar het 'n klomp ouens gekom en het hierdie ouens kom aanval en in daai moment het hulle die man wat hulle sou begrawe net daar neergesit en sy aanraking van die gebeente het hom laat opstaan. 3 keer in die Ou Testament. Dit is nie baie prominent as ons kyk in die Ou Testament nie. Dit is eintlik baie skaars dat iemand opgestaan het. Dan kyk ons na die Nuwe Testament en ek is seker as jy 3 gewys het dan het jy so ergens dalk Jesus ingesluit, maar daar was Iris se dogtertjie, die kind wat dood was en toe Jesus aankom en hy sê nee, sy slaap net en toe lag hulle vir hom en sy het weer opgestaan. En behalwe die dogtertjie was dan natuurlik die weduwee van Nain se seun wat ook dood was. Jesus en sy disippels het geloop op 'n plek en toe loop hulle met 'n
met hierdie liggaam wat hulle gaan begrawe, hierdie weduwee se seun, en Jesus sien haar bewoogheid en hy het daar staan, hy het kompassie vir haar gehad. En hy het vir hulle gesê stop en hy het gegaan en hy het aan die liggaam geraak en hy het opgestaan. En hy het hom opgewek. En dan die een wat ons almal seker ken, die twees, weet almal van Lazarus. Die ou wat nog bietjie geruik het. Toe uitkom, toe kom hy so in die linne nog uitgestap. Jy weet, so amper asof ons kan sien, maar sy ou lewe kleef nog aan hom. Is nog nie los van dit nie. Nou is die vraag, nadat ons weet Jesus het opgestaan. Ons weet hy het op die 3de dag opgestaan. Heeltemal vry van sy linne en heeltemal anderste en wat is die verskil tussen Jesus se opstanding en hierdie mense se opstanding? Wat was die verskil gewees? Wat maak dit anders te sy opstanding? Behalwe vir die feit dat Jesus was by 3 van hulle self betrokke. Jy sê elke van hulle het opgestaan en teruggegaan na hulle ou lewe toe. Elke van hulle het weer teruggegaan en die goed wat deel van hulle was en hulle lewe was nog steeds maar daar. Amper soos hierdie lappe wat Lazarus om hom gehaat het, jy weet. En elke van daai mense wat opgestaan het weer dood gegaan. Daar was geen finale oorwinning oor die dood in enige van daai gevalle nie. En wanneer ons praat oor Jesus se opstanding en ons vra, wat is anderste? En dat sy opstanding, vir my en vir jou, het 'n geweldige implikasie. Jy sien, sy opstanding kom gee vir ons hoop. Sy opstanding kom gee vir ons 'n sekerheid. Sy opstanding kom help my om te besef dat in hierdie lewe kan ek leef. Ek kan leef op 'n ander manier en in die lewe wat volg, maak my lewe ook saak. En dan gaan ek eintlik na die dood, gaan ek eintlik die volheid beleef van wat Jesus se werk vir my op die kruis en in die graf en in die opstanding, ek gaan dan eintlik die volledige prentjie besef. En dat ek net soos hy sal wees. En dis waaroor ons wil gesels in hierdie reeks. Goed, so ons gaan vanoggend aan by die Korinthe kerk. Is dit lekker om te gesels oor die laaste 4 weke? Ek weet nie, wie was almal iets van die laaste 4 weke betrokke hier? Was redelik baie van julle. En ons het die laaste 4 weke lekker gejourney deur ons Becoming Love reeks. Woensdae aan 'n lekker daaroor gepraat en dit was sommer lekker om te sien hoe mense hierdie boodskap vat van Becoming Love en Paulus wat eintlik deur die eerste 14 hoofstukke wat ons sien kom spreek hy klomp challenges, 'n klomp probleme wat hy in hierdie kerk wat so geestelik was en wat so aan die gang was en dit was so Eugene vir ons gesê het 'n amazing kerk gewees. Maar was tog 'n paar goed en hy kom spreek hy goed aan. En hy kom wys vir hulle die een antwoord op al daai goed. 'n Manier van lewe. Iets waardeur hulle gekenmerk moet word as die kerk. En dit is liefde. Dat die kerk word gemerk met liefde, geken deur hoe hy liefde leef. Nou dit gaan nie oor al die hoe-ha nie, maar dit gaan oor hoe ek en jy gaan en hoe ons die volgende persoon liefhet. Maar dan kom vir hoofstuk 15. En Paulus maak heeltemal 'n draai, want hy het agtergekom, hierdie ouens het 'n onsekerheid en 'n misverstaan oor iets wat fundamenteel is, basies is, en dit is die opstanding. Nou, een van die challenges wat ons in hierdie kerk gehad het, was dat hulle was in 'n stad gewees wat een van die slimste stede van daai tyd was. Kennis was iets wat belangrik was daar in daai stad. Hulle sê dit was die tweede slimste stad in die wêreld in daai tyd. En die ouens het baie filosofie gehad en baie redenasies gehad en as jy al enigstens rondom slim mense was, dan kan jy agterkom hoe hulle praat en waarvan hulle praat en het gaan oor wie is die slimste en wie weet die beste en wat van hulle geglo het was is dat die geestelike is wat belangrik is vir ons en nie die fisiese nie. En dat die lewe nou in my liggaam is nie belangrik nie, maar die lewe van my gees is belangrik. So wat ek nou met my liggaam doen, dit is glad nie van belang nie. Hoe ek met my liggaam leef, dit is geskei van my gees. En ek kan eintlik leef net soos ek wil, maar ek is geestelik. Is ek reg? Wat hulle geglo het oor die opstanding was dat die lewe na die dood was spookagtig geweest.
spokerig. Ek wonder wie van julle het al ook so gedink en so gehoor en stories is oorgedra, dat daar nie regtig 'n fisiese opstanding is nie, 'n fisiese opstanding is nie. En dat die liggaam nie regtig van saak maak nie. En wat gebeur het met hulle wat so geglo het, is dat hulle het nie meer gefokus op die probleme voor hulle op hierdie aarde nie. Dat die fisiese probleme, dis goed dat hulle nie aangespreek het nie. Alles het gegaan oor die geestelike. En Paulus het besef, as hy so na al hierdie uitdagings kyk wat hy met hulle moet hanteer, dan is daar hierdie een fundamentele ding wat hy moet aanspreek, want dit praat eintlik al die ander goeters in. Want as jy 'n skewe prentjie van Jesus het, as jy 'n skewe prentjie van die goeie nuus het, dat dit 'n volledige goeie nuus vir ons is en dat ons moet leef vanuit die volledigheid en dat ons dit nie moet mis nie. En dat ons kan besef vandag dat ja, in Christus het ons reeds in die aanneming van Christus opgestaan. Maar daar kom 'n groter opstanding vir elkeen van ons na die dood. Daar kom 'n baie groter opstanding as wat ons reeds beleef het. Dit is elkeen se opstanding en dis wat hulle nie besef het nie. So kom ons gaan in Korintiërs 15 en ek lees vir julle die eerste 4 verse en dan vat ons hom van daar af. 1 Korintiërs 15:1 sê Paulus: Broers en susters, ek herinner julle aan die goeie nuus wat ek tevore reeds aan julle verkondig het. Julle het dit aangeneem en hierdie boodskap vorm die basis van julle geloof. Deur hierdie goeie nuus word julle verlossing bewerk. Dit wil sê, as julle daaraan vashou, soos ek dit oorspronklik aan julle verkondig het, anders was julle geloof heeltemal nutteloos. Paulus kom sê hier vir hulle: "Hey ouens, onthou julle, ek het julle geleer. Onthou julle die boodskap wat ek aan julle oorgedra het. Onthou julle die volledige boodskap, dit wat julle aan geglo het, dit wat julle in leef." Hy sê dit is waaraan julle moet vashou. Hy sê die kern van die boodskap, vers 3, wat ek destyds aan julle deurgegee het en wat ek weer van julle ek weer van hulle voor my ontvang het, was dat Christus, soos in die skrif staan, vir ons sondes gesterf het, ook dat hy begrawe is en God hom op die 3de dag opgewek het, soos in die skrif staan. Paulus besef dat hierdie ouens mis hierdie groot waarheid vir hulle. Dat hulle geestelikheid, hulle filosofiesheid, hulle slimheid, laat hulle mis die volle impak van Christus se opstanding. En hy kom help hulle om te kom laat verstaan, wat maak Christus se opstanding so belangrik en wat maak dit so anders vir hulle lewe. En die eerste ding wat hy vir hulle wys, is dat die opstanding is goeie nuus. Vers 1 tot 4. Die opstanding is goeie nuus. Hy sê ek herinner julle die goeie nuus. En hy sê die kern van die boodskap is dat Jesus het gesterwe, Jesus is begrawe en Jesus het opgestaan. Hy sê daar is geen goeie nuus sonder hierdie basiese feite vir my en vir jou nie. So vir my en jou vanoggend, hierdie is die kern van waaruit ek en jy lewe. Wil jy saam met my sê, Jesus het gesterf, Jesus is begrawe en Jesus het opgestaan. En hier by Sondagoggend hoop ek dat julle almal sal dit so sê. Jesus het opgestaan. As jy Sondagoggend opstaan, die 5de April, dan is dit daai ding. Ek was so 'n seentjie gewees en ons het by mense op die plaas gaan kuier op Paasondag en ek onthou as daar aangekom op die plaas, die oom was oom Koos gewees. En ek onthou so goed oom Koos. Hy het so uitgekom by die deur en hy was so opgewonde. Jesus, en ek is so en ek moet, Jesus, wat's dit? En hy kyk my so en hy sê, hierdie oom wat vir my soos 'n amper tweede pa was, op die plaas langs aan, kom so en hy kyk so vir my en hy sê, hy het opgestaan. En mag ons elkeen 'n daai gevoel hê van hy het opgestaan. Dit is die basiese feite. En dit wat God lankal beskryf het, dit wat God lankal al aangekondig het, sê hy, dit is wat ek vir julle kom vertel het. Julle wat die geskrifte ken, dit wat julle voorheen geleer het, wat kom uit
uit die Torah uit, dit wat kom uit die profete uit, dit wat kom uit die psalms uit. Hy sê, ek het dit vir julle kom wys, ek het vir julle die waarheid daaroor kom wys, ek het vir julle wys, dit het waar geword. En miskien sit jy hier vanoggend en jy dink gou en ja, waar het nou weer gestaan? Ek wonder wie kan onthou, waar is daai plekke? Wat is daai voorbeelde vir ons wat in die Ou Testament praat van die opstanding? Iemand van 'n geskrif, 'n plek, 'n naam. Ek dink sommer aan Jona. Jona. 3 dae in die vis en toe het hy opgestaan. Ek bedoel, wie bly in 'n vis vir 3 dae in lewe? Het een van julle al? Nee, en die naaste wat iemand aan gekom het is 'n haai, né? En het hy uitgekom? Nee, dis tragies, hy's weg. 3 dae en 3 nagte, ek dink aan hierdie prentjie uit Jesaja uit, en ek wil graag dit vir julle lees vanoggend. Jesaja is seker die plek waar ons die mooiste voorbeeld kry van Jesus se sterwe. Laat ek gou so intoe blaai vir jou, want ek het nou gehoop jy gaan dit sê. Jesaja 53, dan kom hy in die einde van 53 en vers 10, en sê hy, maar het die Here behaag om hom te verbrysel, en hy het hom krank gemaak, as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, weet jy wat staan daarna? So ons weet, Jesus het hierdie lyding deurgegaan, ons weet dat God het alle skuld op hom gesit, en dan sê hy, so as hy dit dan gedoen het, sal hy 'n nakroos sien. Is dit nie amazing nie? Daar's iets wat kom uit daai oomblik uit, en hy skryf van hulle, hy sê broers en susters. Hoekom skryf Paulus dit? Want hulle het die aanneem van geloof gekry, hulle is in hulle identiteit aangespreek deur hierdie woorde broers en susters, julle het deel geword van God se familie, julle is nou hierdie peculiar people tussen hierdie mense hier in Korinthe, God se kerk, God se familie, julle wat gemerk word deur liefde. Hy sê, maar die kennis raak in die opstanding ontbreek julle 'n bietjie. Dit is na verwys in die Ou Testament. Hierso in Jesaja is dit na verwys. Psalm 16, hy het in die psalms, nie net in die profete net hy daar geskrywe. En daar staan in Psalm 16, staan daar, ek sal die Here loof wat my raad gegee het, selfs in die nag vermaan hy my niere. In vers 8 sê hy in Psalm 16, ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom sal my hart bly en my eer juig, en ook sal my vlees in veiligheid woon, want u sal my siel aan die doodryk nie oorgee nie, u sal nie toelaat dat die gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vrede is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand vir ewig. Daar is al reeds in psalms geskrywe van nie verderwing nie, maar opstanding, lewe. En dit spesifiek verwys na Christus in daai oomblik. Dis nie goeie nuus, is dat dis nie net my gees wat gered word nie, maar ook my liggaam. In elke van hierdie skrifte hoor ons, hoe die Here praat, dat u sal nie my laat vergaan, siel en my liggaam nie. Die opstanding is vir ons goeie nuus. Die tweede ding is, die opstanding, daar is baie getuienis van die opstanding. Daar's baie getuienis. Daar's baie wat kan getuig dat Christus wel opgestaan het. Daar was in daardie tyd gewees hierdie vraag, maar het hy regtig opgestaan? En daar 3 teorieë ontstaan. Die teorie was gewees, nee, sy disippels het hom gesteel. Hoekom sal hulle dit waag? Hoekom sal hulle sy liggaam steel? Uit die graf uit. Hulle was ouens gewees wat eintlik weggehardloop het. Hulle het nie geglo aan die opstanding nie. Hulle het verdwyn daar by die kruisiging. Hoekom sal hulle nog dit doen as hulle nie geglo het aan Christus se opstanding nie? Wat sou hulle met die liggaam doen? En wat sal gebeur as hulle kry met die liggaam? Dis 'n teorie wat nie kan werk nie. Die tweede is dat vreemdelinge of soos diewe steel hom, die vyand steel hom. Hoekom sal hulle dit doen? Hulle het nie geglo hy gaan opstaan nie.
Hoekom sal hulle die liggaam vat? Wat gaan hulle met die liggaam doen? Dit gaan nader kom en hy het opgestaan. En die derde teorie is, Jesus het opgestaan. En Paulus skryf dit in 1 Korintiërs 15 vers 5, skryf hy, en dat hy ook aan Sefas verskyn het, en daarna aan die 12, en daarna het hy verskyn aan oor die 500 broers tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar somme ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, en daarna aan al die apostels. Daar was soveel getuienis, dat hy het opgestaan. Nou is die vraag, as hy opgestaan het, dan al die getuies het hom gesien, in watter vorm het hulle hom gesien? Was dit 'n spookagtige vorm gewees? Was dit net 'n spook gewees wat hulle gesien het? Nee, toe Jesus opgestaan het, sien ons in die skrif, dat hy in liggaam opgestaan het, maar ons sien dat hy tog so 'n bietjie anders te was. En die vraag is altyd, daar's 'n onsekerheid dalk, was hy nie 'n spook nie, hy het mos so deur 'n deur beweeg, onthou julle? Sien, ons het gesien dat Jesus se liggaam was, hy was anders gewees, maar hy was fisies gewees. Hy het vir Thomas gesê, kom sit jou vinger hier in die gaatjie, kom voel hierso. Hy het saam met die Emmausgangers het hy gestap en hy het geëet, dus fisies daar saam met hulle. Hy het die disippels daar langs die see gekry en hy het gebraai. Spooke braai nie. Dus fisies daar, maar sy liggaam was anders. Ons sien die kwaliteit van sy lewe en sy liggaam in hy oomblik was anders. Hy kon deur 'n geslote deur beweeg. Ons sien hy kon in 'n oomblik verdwyn en nie meer daar wees nie. Daar was soms plekke ook gewees waar hulle hom nie eers herken het nie. Jesus was in sy verheerlikte liggaam. Maar dan skryf Paulus die volgende. Hy sê, en laaste het hy ook aan my verskyn. Hy sê aan my die ontydige. Hy sê ek is die geringste van die apostels, die minste werd om apostel genoem te word. Paulus sê hier is ek die onwaardigste, die geringste. Ek is die een wat die kerk vervolg het, sê. Ek is die een wat hierdie hele ding wou stop. Ek was teen dit, ek het nie geglo in Jesus, ek het nie geglo aan wat hy gesê het nie, ek het nie geglo aan 'n opstanding nie. En ek is 'n getuie dat ek hom gesien het. En ek het hom nie net gesien in sy opstanding, as opgestane nie. Ek het gesien wat, ek het beleef, ek leef in dit wat die opstanding kom doen het. Hy sê ek is wie ek is. Hy sê ek is die geringste hier, maar ek is wie ek is en ek het meer as julle almal het ek gewerk. Ek bedoel, Paulus het 'n track record gehad van wat hy gedoen het as 'n apostel vir Jesus. Amen. Daar's 'n paar goed wat hy gedoen het, maar hy sê dit is nie ek nie, dis Christus. En die volheid belewe van 'n lewe wat hom gesien het, en hy is die getuie wat nou getuig. En die derde ding wat die opstanding kom bevestig in ons lewe. Die opstanding bevestig my en jou geloof. Die opstanding bevestig dit. Jy sien wanneer hy hierdie vraag vra vir hulle, hoe is daar sommige van julle? Dit staan so in die 12de vers. Hy sê bietjie vir my. As ons verkondig dat God Christus uit die dood laat opstaan het, hoe is daar aan sommige van julle wat beweer dat daar nie so iets soos die opstanding uit die dood bestaan nie? Hy sê vir hulle nou alles wat julle gehoor het. Hy sê alles wat ek julle vertel het, alles wat julle beleef het, julle het hierdie nuwe lewe in julle self beweeg. Julle het die Heilige Gees ontvang. Julle het die gawes van die Gees beleef as 'n gemeente en hoe dit funksioneer. Julle het iets alreeds beleef van hierdie nuwe kwaliteit van lewe, gevul deur die Gees van God wat 'n bevestiging is nadat jy opgestaan het vanuit die ou mens wat gesterf het en die nuwe mens wat leef. Hy sê, hoe is dit moontlik dat julle ouens dit nie glo? Hy sê, dit maak nie sin nie. Come on, maak nie sin dat julle so glo nie. Hoekom is dit so? Hy sê, julle het geglo aan die predik en julle het geglo aan die woord, maar julle glo nie aan die toepassing en die uitwerking daarvan in julle eie lewe. As julle dink dat dit wat Jesus kom doen het, is net vir hierdie lewe. En ek dink dit kan baie keer vir ons ook so wees, dat ons dink dat wat Jesus kom doen het, is net vir in hierdie lewe, dat ek in hierdie lewe sal God beleef, dat ek met God in 'n verhouding sal wees, dat ek deel van die kerk sal wees, dat ek in die gawe sal beweeg, net vir hierdie lewe.
En Paulus kom help hulle reg. Dis ouens, as julle so dink, dan mis julle die belangrikste punt van die opstanding. Dan mis julle die groter prentjie van wat die opstanding vir my en vir jou beteken. En julle het 'n skewe verstaan van waarheid. En hierdie skewe verstaan het definitief konsekwensies in ons lewe. Wie weet dat as ek en jy nie die waarheid verstaan as die waarheid nie, het dit konsekwensies in my lewe. Baie mense bou hulle lewe op waarheid wat nie waarheid is nie. Op valsheid, op onwaarheid, of waarheid wat sterkies het. Maar ons moet hierdie bysit. Jy weet, daar's 'n boek geskryf en ons moet bietjie kyk wat daai boek sê. Dis nou boek wat nie in die Bybel is nie, maar ons moet bietjie kyk wat daai boek sê en ons moet dit net bietjie kom bysit. Net die woord sê vir ons daar in Openbaring. Dat ons nie niks kom bysit nie. En wat glo ek en jy? Wat is die goed wat ek en jy weet is die waarheid in ons lewe? Wat is die waarheid wat jy begin uitwerk in jou lewe? Want elkeen van ons het nodig om in ons lewe, ons geestelikheid, ons goddelikheid, ons heiligheid uit te werk. En om die waarheid ons eie te maak en met die waarheid om te gaan en te verstaan wat dit is. En Paulus help hulle hier reg en hy sê vir hulle, ouens, as dit is hoe julle dink, is daar 'n paar goed wat ek vir julle wil wys. En die eerste ding is, julle geloof sal 'n platgevalde geloof wees as julle dit glo. En hy skryf in vers 14 sê hy, maar as Christus nie opgewek is nie, sou dit beteken dat ons verkondig geen substansie het nie en dat julle geloof ook platval. Dan sou ons as leenaars omtrent God aan die kaak gestel word. Dan het ons mos teen die waarheid van God getuig dat hy Christus opgewek het, terwyl hy in werklikheid dit nie gedoen het nie. Dit wil nou sê, as die dooies nie opgewek word nie. Wat maak Christus se opstanding anders vir my en vir jou? Dit bevestig my en jou se geloof in hom. Dat hy gedoen het wat hy gesê het. Dat hy gesê het hy sal in 3 dae hierdie tempel afbreek en hom weer opbou. Dat hy gesê het dat hy gaan weer opstaan. Die opstanding gee vir my en jou absolute sekerheid van wat ons glo. Die tweede ding wat hy vir hulle sê het, is julle geloof is waardeloos as julle so glo. Vers 16, ek sê weer, as die dooies nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. As julle kan nie glo dat daar nie opwekking na die dood is nie, want dan beteken dit Christus het ook nie opgewek nie. As jy dan is julle geloof waardeloos en julle is nog vasgevang in julle sondes. In daardie geval is ook die wat in Christus gesterf het verlore. Julle kan nie glo dat daar nie opstanding is nie. As julle so glo, beteken dit mos nou dat daar geen vergifnis nie. En wat die opstanding kom doen vir ons, wat dit anders te maak vir ons wat glo is dat dit kom bevestig vir my en vir jou dat die prys wat vir sonde betaal is, dat God daai prys van Jesus, sy seun, aanvaar het. Jy sien, die opstanding is 'n bewys dat dit volledig was, die prys. Dat toe hy gesterf het en hy in die graf gegaan het hy 'n volledige prys betaal en God het dit kom bevestig deur dit wat daarop volg vir my en jou. Hy het volledig kom deel met elkeen van ons. Elke persoon, elke mens, se sonde, se skuld, se skaamte, se seer, dit wat ons kom weghou het van God af, dit wat ons verdeel het van God, dit wat ons eintlik laat lewe het, soos dooie mense. Hy het daarmee gedeel. Hy het die heerskappy van sonde oor ons lewe gebreek. Is ons geloof waardevol? Is jou geloof waardevol? Verseker. Die opstanding gee vir ons sekerheid van God se genade en vergifnis. Die laaste ding wat hy sê is, hy sê as julle so glo, dan is julle die bejammeringswaardigste mense. Julle het die bejammeringswaardigste geloof. Niemand wil hê dat mense moet van jou sê, ag shame. Ag shame. Glo jy regtig dit? Glo jy regtig dit? Dan baie keer wanneer ons onseker is en ons is nie seker wat ons glo nie, God wil hê jy moet ag shame kry nie. Hy wil hê jy moet seker wees. Hy wil hê jy moet seker wees van hierdie basiese van waar jou hele lewe eintlik gebou word. In die opstanding kry ons sekerheid. Omdat Jesus opgestaan het, weet ek,
My redding is vas. Weet ek my lewe is in hom. Dit is 'n waarborg. Dit maak my opgewonde. Dit gee my sommer lewe, omdat ek weet dat hy het opgestaan en ek weet wat die implikasie dit vir my het, dat ek sal ook opstaan. Kan ek ook opgewonde wees? Is jy opgewonde? Weet jy dit? Glo jy dit? Wel, Paulus kom skryf dit in die 20ste vers, wanneer hy net sê, maar nou is die werklikheid totaal anders. Hy draai die hele toon van hierdie verse tot hier, hierdie eerste 19 verse, en hy sê, ouens, nou is dit heeltemal anderste. God het Christus uit die dood laat opstaan. Dit gee ons die waarborg, dat ook die ander dooie sal opstaan. Wil jy 'n waarborg hê? Dis jou waarborg. Hy het opgestaan. Hy het gedoen wat hy gesê het, hy het gedoen wat die geskrifte vertel het van, en hy het fisies was al getuies gewees, en dit kom bevestig alles wat ek en jy glo. Alles wat ons in die woord glo, staan op hierdie een ding, en dit is dat Jesus het opgestaan. Halleluja! Ek sê ons dit in die kerk. Ons doen Halleluja, dankie Here. Dis hoekom ons U aanbid, want ons weet dat U lewe en daarom lewe ons. In die ou vertaling staan dit so, terwyl die musiekspan opkom. In die ou vertaling sê hierdie versie so, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Vir die Engelse onder ons, of die van onthou wat die Engels Bybel lees, is he was the first fruits. Wie van julle hou van vrugte? Ek love vye. Vye. Julle op die plaas as hy vyeboom so blaartjies begin kry, né? In die lente kry vyeboom, hy kan ons daai pink blommetjies en dan kry hy blaartjies, is beautiful. Dis baie mooi en ek love dit om dit te sien. Maar dan wat gaan nou kom? Dan kom maar vruggies. En daai eerste Adams vy vrug, julle, as ek hom sien, dan raak ek sommer opgewonde. Dis my favorite vrug seker. Adams vye, dis so, hy word so rooierig. Dan gesit ek onder daai vyeboom met 'n pellet gun. En dan sit ek aan, as ek 'n muisvoël sien, haal ek hom uit. Want die eerste vrug is hier. En hierdie hele oes op hierdie boom is myne. Wat gebeur met eerste vrugte? Wat is dit wat eerste vrugte met ons praat? Dis 'n belofte van dit wat kom. En Christus is die belofte van dit wat kom vir my en jou, broers en susters. Dat dit wat met hom gebeur het as die eersteling, as die eersgeborene, as ou boet, ons as family, broers en susters, ons het 'n absolute sekerheid elke oomblik daarvan dat ons ook net soos hy sal in liggaam opstaan en soos hy wees. Ek sluit af met hierdie vers. In Romeine 6 vers 3 tot 6 skryf Paulus. Hy sê, of weet julle dan nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dood opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Die doopbad is 'n teken van opstanding vir my en jou. Dis hierdie ongelooflike teken wat ons een keer in ons lewe gebruik, wanneer geloof kom en ek glo dat Jesus Christus is die Here en hy het my opgewek vanuit my ou lewe uit. Hy het gedeel met my sonde, skuld, skaamte en seer, en ek staan op in 'n nuwe lewe, ek is 'n nuwe mens. En wanneer ek gaan in die doopwater, dan is dit daai vereenselwig met sy kruisiging en sy sterwe en sy begrafnis. En wanneer hy uitkom, ouens, dis hoekom wanneer iemand uit die water uitkom, dis soos 'n yay! En ons 'n celebration van nuwe lewe, van opstanding. En dit is daai waarheid wat die doop na verwys vir elke keer wanneer ons die voorreg het om iemand deur die doopwater te vat. Dit waardeur jy gegaan het, is 'n bewys van die opstanding in my lewe. Vir hierdie lewe, maar dat ek ook glo en dit wat kom, eendag saam met my. Staan asseblief saam met my vanoggend.
Dalk het jy hier gesit vanoggend en daar so 'n bietjie onsekerheid by jou gewees. 2 onsekerhede. Die eerste een is jy's onseker of jy gaan opstaan. Jy's onseker of jy gered is. Jy's onseker of jou hart aan die Here behoort. En eers deur die woord dalk het die Here vanoggend met jou gepraat maar die Here is altyd besig. Hy's altyd besig met ons en hy's eers iemand wat die Here net vanoggend het hy in jou lewe kom vasmaak, redding. Jy het nog nooit jou hart vir Here gegee nie en dalk is daar so 'n persoon vanoggend. En die tweede een is 'n persoon wat dalk voel jy heeltemal onseker oor die lewe na die dood. En is dit spookagtig of is dit dalk vanoggend het die Here iets in jou hart net kom skuif oor die belangrikheid van jou lewe nou, gees, siel en liggaam en die belangrikheid van jou lewe eendag, jou hele lewe, dat jy sal opstaan soos Jesus was. Sluit net die oë. Dis jy vanoggend net vir my wil wys met jou hand, ek het vanoggend besluit, ek wil my hart vir die Here gee, wil ek jou geleentheid gee, dat ek net saam met jou bid, terwyl almal se oë gesluit is. Kan jy net vir my met jou hand wys? En ek kyk na my linkerkant, jou regterkant, is daar enigiemand aan my linkerkant wat net wil sê, ek is daai persoon? Bid saam met my. Enigeen in die blok, langs die linkerkantste blok. Enigeen in die middel. Enigeen in die regterkantste blok, my reg en jou linkerkantste blok. Enigiemand heel regs. Dankie, ek sien daai hand. Is daar nog iemand? Ek kyk so vinnig net deur. Dankie. Vader, U is die een wat elke persoon wat hier staan liefhet met alles. Het U alles kom gee, Here, sodat ons U kan ken. En vanoggend bid ons saam met hulle wat hulle hand opgesteek het, wat hulle hart, Here, kom oopmaak het vir U, om hulle Here te kom wees. En bid net saam met my daar waar jy staan. Here Jesus, dankie, wat ek vandag kan weet, U het vir my gesterwe, vir my sonde, en dat U my kom reinig daarvan, en dat U my kom nuwe lewe gee, Here, en dat ek saam met U gesterf het en in die graf, die ou mens dood gegaan, en dat ek vanoggend kan glo, dat ek saam met U in 'n nuwe lewe lewe. Dankie Jesus. Dankie vir U liefde vir elke persoon, wat ons 'n nuwe lewe kom gee. Here, as iemand vanoggend is wat 'n onsekerheid gehad het, dankie dat elke hart vanoggend hier kan sê, ek is verseker. Dalk wil jy net saam met my sê, ek is verseker. Ek is verseker, Here. Dankie dat U opgestaan het. Dankie dat ek dit kan glo, maar dankie, Here, dat ek ook seker kan wees, dat ek gaan eendag opstaan, net soos Jesus. Dankie, Vader. Dankie, Here Jesus. As jy seker is, wil jy nie saam met my hierdie lied sing, nie soos wat hulle ons lei nie.